Hallo julle. Okay, graad 4's. Hierso is nou so 'n paar woorde wat ek bietjie met julle wil deurwerk en dis woorde wat ons in die klas gebruik in Afrikaans. Grade 4. These are the words that we use in the Afrikaans class, and the whole purpose for doing these words with you is that you will know how to speak in Afrikaans by using these words. Goed, so kom ons kyk gou-gou na ons eerste woord, naamlik hallo. Hallo. Goed, so wanneer ons mekaar groet en veral as ons vriende groet, dan sê ons mos hallo. Nou die Afrikaans spreek jy uit hallo en dan in Engels, in English it's hello. Goed, hello, maar in Afrikaans sê ons hallo. Hallo. Goed. So oefen hierdie woorde so 'n bietjie soos wat ek dit met julle deurgaan. En dan 'n baie belangrike ding wat ons in die Afrikaanse klas vir mekaar moet sê is dankie. Dankie. It means thank you. En dit is veral wanneer ons vir mekaar iets doen of iets gee. Soos byvoorbeeld, as ek vir jou vra, gee asseblief vir my jou boek en jy gee vir my jou boek, dan sê ek vir jou dankie. Of wanneer jy vir my vra om jou te help, dan behoort jy ook te sê dankie. So the English is thank you. We always ought to say thank you after we have received something or when we have been helped. Goed, kom ons kyk na die volgende woord. So hierdie ene was dankie. Jammer. Sorry. So wanneer sê ons jammer? When do we say sorry? Dis gewoonlik wanneer ons iets verkeerd gedoen het aan iemand. En in die Afrikaanse klas, as jy jou werk nie gedoen het nie, dan het jy nodig om te sê ek is jammer. Ek is jammer. Dit beteken I am sorry, means I am sorry. It means that I feel bad about the fact that I haven't done my homework. Of as ek my boek vergeet het by die huis, dan sê ons ek is jammer meneer, ek het my boek by die huis vergeet. I'm sorry sir, I forgot my book at home. Maar laat ons dit liewer nie doen nie, né? Laat ons maar altyd onthou om ons boeke by die skool te hê. Goed. Dan ietsie wat ons altyd vra, en ek weet in die Zulu taal dan vra ons vir mekaar ninja, nie? Dis nou as ons vir mekaar 'n klomp van ons vriende vra, hoe gaan dit met jou, né? Of as jy net vir 'n enkel persoon vra, dan sê jy mos kunjan. So maar in Afrikaans, dan sê ons, hoe gaan dit met jou? How are you? So kom ons kyk. Ons het die eerste woord was gewees, hello. En dan die volgende een was jammer. I'm sorry. En dan wanneer ons belangstel en ons wil weet hoe dit met iemand gaan, dan sê ons, hoe gaan dit met jou? So sê dit na agter my aan. Hoe gaan dit met jou? How are you? Okay. En dan as ons wil antwoord, when we want to answer that person, when we want to respond, dan sê ons in Afrikaans, dit gaan goed met my. Dit gaan goed met my. I'm well. Goed. Of party sal sê, I'm fine, thank you. I'm good, thanks. Maar in Afrikaans dan sê ons, dit gaan goed met my, dankie. Goed. En dan as ons antwoord, dan sê ons ja. Yes. Ja. Ja.
En as ons iets nie wil doen nie of ons stem nie saam met iets nie, dan sê ons nee. No. Nee. Nee. En dan as ons vir iets vra, oukies, dis baie belangrik. Wanneer ons iets vra om altyd die hierdie woord te gebruik. When we ask for something, we always need to use this word. We call it the magic word. Ons noem dit die belangrike woord. Asseblief. Asseblief. Please. Asseblief. So as jy nou byvoorbeeld vir 'n maatjie sou vra om vir jou te help om iets te doen, dan sou jy miskien sê, Sipho, sal jy asseblief vir my help met hierdie vraag? Sipho, will you please help me with this question? So dit is hoe ons dit dan vra en dis hoe ons dit in die Afrikaanse klas vra. Sipho, sal jy asseblief vir my help met hierdie vraag? Asseblief. So herhaal hierdie woorde. Asseblief. Repeat it. Die volgende ene is baie goed. Baie goed. It means very good. Very good. Baie keer sal ek in die klas miskien sê, as iemand mooi geskryf het of goeie antwoorde, dan sal ek sê baie goed. And it means very good. Kom ons gaan na die volgende een toe. Kom ons gaan. Let's go. So dit is wanneer ons dan iewers heen gaan. Sê nou maar ons dis pause. Dan sal ons sê, dan sal ek vir julle as klas sê, kom ons gaan. Kom ons gaan hou pause. Let's go. Let's go and have break. Kom ons gaan. So oefen hierdie woorde. Kom ons gaan. Let's go. Sien jou môre. See you tomorrow. So wanneer ons dan aan die einde van die dag kom en dan mekaar wil groet, dan sal ons sê sien jou môre. See you tomorrow. Sien jou môre. So sê dit weer agter my aan. Sien jou môre. Sien jou môre. Goed, dit klink amper soos 'n liedjie, né? Right. See you tomorrow. That's what these words mean. En dan, soos julle nou al weet, in die klas sal ek vir julle sê, totsiens. En dit beteken goodbye. Totsiens. Goodbye. You know, in the German language, in die Duitse taal, dan sê hulle, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So in Afrikaans beteken dit totsiens en dan in die Engels sê ons ook goodbye. Dis wat dit beteken. Totsiens. En dan is hierdie wat julle gewoonlik moet gebruik as julle met my praat. Dit sê meneer, Mr. Now I know some of you say teacher, so and so and so, so and so and so. Meneer, da. So wanneer julle met my praat, dan as jy vir my groet sê goeiemôre meneer of totsiens meneer. So in English you say goodbye sir. Goodbye sir or goodbye Mr. Venske. Goed. Of ons sal miskien sê mevrou, want MEV punt is die afkorting vir mevrou. It is the Afrikaans for Mrs. Goed. Or when a lady is not married, then we will call her Miss. Of in Afrikaans, mejuffrou. Mejuffrou. Nou dit sê me. So dit is mejuffrou, Miss.
En dan hierdie ene is 'n maklike ene. Dis iets waar ons wanneer ons iets wil byvoeg. En so dan sê ons Pietie en Sunny het hulle huiswerk gedoen. Sipho and Lucy did their homework. Maklike enetjie, né? Nee. Goed. Nou ek gebruik hierdie woord baie, but it means okay. Goed. Waar? Dit beteken where. It means where. Waar? Dit is wanneer ons wil weet watse plek of op watse plek iets gebeur het of is. It means that we use it to ask a question where something happened, on at which place did something happen. Engels. As ons sê in Afrikaans ons moet 'n Engelse woord gebruik, dan sê ons Engels. In English we say English. Goed. Wie? Hoe? Dit sê ons wanneer ons wil uitvind wie die persoon was wat iets gedoen het. We want to find out who the person was, what their names were that did something. Wie het dit gesê? Wie het hulle huiswerk gedoen? Wie het geluister? Goed. Wat? What? Wat? Wat het jy gesê? What did you say? Wanneer? When? So dis wanneer ons dan nou vra op 'n sekere tyd wanneer iets gebeur het, when something happened. Wanneer? When? Hoekom? Dis 'n vraag, dis 'n vraagsin ook. Dis 'n uit 'n vraagteken. It's got a question mark. Hoekom? Why? Is. Ekskuus tog. Excuse me. Nou dit is wanneer ons wil net iets sê. Dan sê ons, en as ons nie iets mooi gehoor het nie, dan sê ons ekskuus tog, of ons sê excuse me. Ek hou daarvan. I like it. So as ek vir julle byvoorbeeld sal sê, julle mag in die klas sê nou maar ietsie eet. Dan sê hulle sê ek hou daarvan. I like it. Of as julle julle huiswerk doen, ek hou daarvan. If you do your homework, if you submit your essay, I like it. Good. That's the way to find out what somebody likes. Dis hoe jy uitvind waarvan iemand hou. Dis 'n plesier. You're welcome. So dis wanneer iemand vir jou sê dankie, thank you, dan antwoord jy hulle terug en sê dis 'n plesier. You're welcome. Dis 'n plesier. You're welcome. Dis 'n plesier. I know that some people say it's a pleasure, but the more decent way to say it, or the more proper way to say it is you're welcome. Dis 'n plesier. En dan in die oggende as ons mekaar sien, wanneer ons mense groet, dan sê ons goeiemôre. Goeiemôre. Good morning. Goeiemôre. Good morning. En dan wanneer ons mekaar groet in die middag, hier so na 12 se kant in die dag, dan sê ons goeiemiddag. Good afternoon. Goeiemiddag. En let wel, dis nie goeiemiddag nie, dis goeiemiddag, middag, good afternoon. En dan wanneer 'n mens miskien met iemand praat in die aand en jy groet hulle, when you speak to someone at night, en jy sê vir hulle en jy groet hulle, dan sê jy goeienag, good night, goeienag.
Goed, so hierdie was nou net 'n paar belangrike woorde wat ek wou gehad het jy moet leer. So, graad 4's, vat hierdie woorde en gaan oefen dit. Gaan sê dit agter my aan soos wat ek dit op die video nou vir jou gewys het en dan gaan ek jou vra in die klas om vir my daai woorde te sê sodat jy dit mooi kan uitspreek so that you can pronounce it properly en sodat jy dit mooi kan sê in Afrikaans. Goed, ek hoop hierdie het julle gehelp, oudjies, graad 4's. Hierdie was vir julle. Parents, please help the learners to practice these words in Afrikaans. Ouers, help asseblief die kinders om by die huis na hierdie te kyk en te oefen en te oefen en te oefen. Goed, ons gesels weer. Dankie dat julle saam gekyk het.